Ons wonderlike Vader, in hierdie heilige atmosfeer besef ons afhanklikheid van U. Bely ons behoefte en ons nood na aanraking van U. Wil ons vanmôre opnuut kom sê, Here, ons kan nie sonder U nie, ons wil nie sonder U nie, en ons sal ook nie sonder U nie. Ons is so afhanklik van U. En ek bid vanmôre dat U deur die Heilige Gees kragtig in ons midde sal wees en sal werk. Dat U deur die Heilige Gees mense opnuut sal inspireer, sal aanvuur, sal opwek om uit te gaan en te vertel dat Jesus lewe. Dat ons sal opstaan vir ons getuienis, dat ons nie eendag skaam sal wees om te vertel van die grootheid van God nie. Maar dat ons met vrymoedigheid, gedryf deur die Heilige Gees in ons, want dit was U belofte aan die disippels, dat die Heilige Gees nie net by hulle gaan wees nie, maar ook in hulle gaan wees. En dis 'n belofte wat vandag nog deel is van ons, wat ook op ons van toepassing is. En ons sê vir U dankie, dat die Heilige Gees in ons die spreekbuis word, die stem word, wat vertel van die grootheid van God. So bid ek vanmôre 'n besondere salwing op die bediening van die woord, 'n besondere salwing op elke persoon vanmôre, wat ore en harte oop sal wees, om te hoor wat die Here en die Gees van God vanmôre vir ons wil sê. Ek vra dit in U kosbare naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Ek wil vandag met jou praat oor die Heilige Gees se vuur. Ons tema is vol van die Heilige Gees. Vol van die Heilige Gees. Ek was 'n klein seentjie en soos alle stout seentjies het ek agter ons huis was 'n groot veld gewees. Die boere, partykeer het is daai grond gehuur. Ek dink dit het aan die myne behoort, dan hulle het gehuur, dan hulle beeste daar aangesit en dit het agter teen ons draad was het hierdie veld begin. Groot stuk veld. En soos enige stout seentjie speel jy met vierhoutjies. En veral in die wintertyd brand dit hom lekker. Is dit nie so nie, jy weet. En dan maak ek seker vuurtjie daar en dan steek 'n wind op. Maar daai land brand af. Gelukkig was daar nie diere daai dag op die veld gewees nie. Maar daai land brand in 'n ommesientjie toe die wind daai vuur vat. Maar ek hardloop, ek skrik so groot. Ek se klein, ek dink ek was dalk 9 jaar oud, 8, 9 jaar oud. Ek hardloop, ek skrik so, ek gaan lê onder die bed. Ek lê net daar, ek bang die polisie kom my vang. Maar ek lê daar lank onder die bed gelê. Ek was so bang geweest. Maar ek het daai tyd geleer, vuur is net so, dan vat hy. Maar as ek terugdink aan daai gebeurte, dan dink ek, vuur begin elders. Enige vuur begin elders. 'n Vuur begin elders. 'n Vuur begin elders. Ek onthou dat toe ek 'n kind was, my ouma het die Here gedien, my pa het die Here gedien, maar ek onthou nie dienste. So ek baie keer as 'n klein seentjie na my pa gekyk het terwyl hy die Here aanbid, sy oë toe en die trane wat oor sy wange loop, hande in die lug. Dan kyk ek so op na hom, na daai ou groot hande wat so in die lug gesteek was. Dan besef ek, die vuur het gespring. Die vuur het gespring. Van my ouma hulle af, na my pa hulle toe, my ma hulle toe, na ons toe, die vuur het gespring. Dit het 'n generasie verander. Dit het 'n geslag verander. Want ergens in die voorgeslag het iemand vuur gaan haal by die Here. Het die vuur van die Heilige Gees in iemand se hart begin brand. En die vuur het gespring oor geslagte. Alta se pa, regtig hy's so statige man. Regtig, dit lyk of hy 'n besem ingesluk het as hy in die kerk, hy staan net so. Al die jare wat ek hom ken. Hy's glad nie 'n ekspressiewe spring, dans ou nie, maar daar's 'n intensiteit in sy gees. Nou nog is daar 'n intensiteit in sy gees vir gebed. Wanneer hy bid, moet jy weet, hy bid. Hy raak die troon van die Here en hy bestorm die troon van die Here.
En as ek kyk na Alta, dan sien ek hoe die vuur van haar oupa wat 'n pastoor was, gespring het. En hy het daai tyd uit 'n beweging kom waar die Heilige Gees nie vrylik gewerk het nie. En hy het 'n AGS pastoor geword en uiteindelik brand die vuur vandag in my vrou se hart. Maar die vuur het gespring, maar die vuur moes eers begin het. Die intensiteit van daai vuur moes eers begin het. Ons het 'n peetkind. Ek was nie 'n goeie peetpa gewees nie, maar ons het 'n peetkind. Hy's nou al 'n groot man, 34. En toe hy 'n student was, hy het in 'n sterk Christelike huis groot geword. Sy oupa was 'n godsman gewees, oom Gawie. En in sy jongmens lewe, hy het goeie rappie gespeel, vir Luiperds gespeel en goeie rappie speler. Raak hy die pad byster. So net vir 'n oomblik in sy lewe. Maar daar's gebede wat vir hom gebid word en sy ouers dien die Here en ons bietjie bekommerd oor hom en alles. Maar hy het enige ontmoeting met die Here. 'n vuur ontmoeting met God. En hy begin skouers skuur met ouens in wie die vuur van die Heilige Gees brand. En hy is later, as ons hoor, is hy ergens in Tibet, in die Amazone doen hy sendingwerk, en dan is hy daar in die Midde-Ooste, en oral is hy net besig. En hy begin vir YWAM te werk, en nou het hulle 'n sendingskool in Potch, wat wêreldwyd kom studente daar leer, is een van hulle plekke waar hulle moet stop, en van daar word hulle opgelei, en hulle word verder die wêreld ingestuur. Maar die brand van God in sy hart is so intens. Hy wil nie die hele wêreld vir die Here wen, maar die vuur het gespring. In so 'n mate dat jong mense wat ons geken het, wat nie die Here geken het nie, het nou weer met hom kontak. En hulle hele lewens verander. Een van hulle is nou 'n pastoorspaar by ons Mosaïek gemeente aan die brand vir die Here. Maar die vuur spring. Ergens begin dit. En die vuur spring. Jare terug, hier in die 1920s, dalk 30s, het 'n pastoor Edgar Geschwend, Reinhard wat gitaar speel by ons, Reinhard Rad, se oupa grootjie, grootoupa grootjie. Pastoor Geschwend gewees. En God het met hom gepraat in gesigte, in visioene. En hy het 'n boek geskryf, wat ek nog by Jeff en Alta Grail gekry het. Ek het goddelike gesigte gesien. Kosbare, in een van die gesigte wat hy gesien het, was van 'n landkaart van die wêreld, het aan 'n muur gehang. Onder die landkaart, naby die muur, het 'n klein tafeltjie gestaan, waarop 'n klein kersie, let op die woordjie, 'n klein kersie, in 'n kandelaar gebrand het, wat sy flou liggie gewerp het op die kaart. Ek het opgemerk hoe 'n sagte windjie die vlam van die kers na die landkaart gewaai het, sodat dit die onderste punt van Afrika laat vlam vat het. Die vonke het opgevlieg oor die hele Afrika, tot in Europa, sowel as in ander dele van die wêreld. Ek het wakker geskrik van my droomvisioen, en was so beïndruk deur hierdie kort maar helder gesig, dat ek hierdie woorde geuiter het. Hierdie is herlewingsvuur. Ek het op my knieë geval en gebid, o God, dit is wonderlik, dat 'n klein, brandende kersie, 'n hele vasteland, soos Afrika aan die brand kan steek. Laat my toe, om soos 'n brandende kers vir U te wees. As ek nie 'n beroemde prediker of sendeling kan wees nie, laat my ten minste 'n brandende kers wees, wat op die regte plek brand. Kan ons vanmôre net ons hande in die lug steek en sê, ek wil daai brandende kers wees, Here. Ek wil daai brandende kers wees. Laat sak jou hand aan die bak. Wanneer ek en jy in die vuur van God staan, word ons kragtig in die Here. Kragtig in die Here. Kragtig in die Here. Dit verander alles in ons lewe. Dit wat nie van God is nie, word weggebrand. Die gemors en die nonsens, as ons in die louteringsvuur van die Heilige Gees staan. Die suiweringswerk van die Heilige Gees staan. Onthou, dieselfde vuur verbrand hout en stoppels, maar dieselfde vuur reinig silwer en goud.
Pastor Reinhard Bonke het altyd gesê, you will never find a fly sitting on a hot stove. Lise leer dit vir my. Hy het ook altyd gesê, you don't need to advertise a fire. En binne jou persoonlikheid, die intensiteit, altyd as 'n paar se ingetoe mense, stil mens, maar daar's 'n intensiteit in sy gees vir God. En ek wil jou vanmôre vra, word mense verander deur die gloed en die vuur van God in jou gees vandag? Is daar 'n intensiteit vir Jesus in jou hart vandag? Is daar 'n intensiteit in jou gees vir Jesus Christus? Want dis hoekom die Gees gegee is. Nie dat ek en jy flou Christene kan wees nie. In Eksodus 3 lees ons van Moses. Daar's 'n bos wat nie uitbrand nie. En hy gaan nader. Daar's 'n vlam en uit die vuur praat God met hom. En die Here wil hê ek en jy moet so 'n braambos wees. Dat mense sal sê, wat 'n verskynsel is hierdie? Wat 'n verskynsel is hierdie? Hierdie persoon se hele lewe is anderster. Party van ons gaan hard haleluja skree, hou so aan. Ek noem hulle altyd die paplepels, hulle roer die pot. Al die paplepels hou aan die pot roer, okay? Van ons is meer, gooi die water stadig by, sagte hitte, maar ons is daar. Maar ek vra die Here, in desperate tye waar ek en jy lewe, waar mense op pad is na ewige hel, waar ons kinders en kleinkinders en families geraak moet word met die krag van God, dat die intensiteit van God se gees in ons gees sal wees. Dat ons weer sal sien dat uit hierdie kerk uit, kan 'n veldbrand brand. Wat die Wesrand en dalk ander dele van die wêreld kan verander. En op die dag van Pinkster het hulle iets soos 4 tonge gesien. Sy Handelinge 2. Wat verdeel het en op elkeen se kop kom sit. 4 tonge. 4 vlamme op elkeen. Elkeen as ons die dag daar in die oppersaal was, sou 'n vlam bo op elkeen van ons se koppe gebrand het. Want dit is 4 is 'n simbool van goddelikheid. Dit is 'n simbool van goddelikheid. Die serafs in die teenwoordigheid in Jesaja 6, in die teenwoordigheid van die Here, serafs beteken die brandendes. Hulle roep heeltyd uit, heilig, heilig, heilig. Wanneer ek in die vuur van God kom, word ek iemand wat 'n aanbidder word en wat die Here wil loof. Goddelikheid. Goddelikheid, 'n vuur wat in ons brand. 'n Vuur wat in ons brand. Ons lees in Levitikus 24 vers 19 dat vuur het uit die hemel gekom en die offers wat die eerste priester aan die Here gebring het, vuur het uit die hemel gekom en het daardie offer verteer. Daai offer verteer. Vuur het uit die hemel gekom. Daar staan in die ou vertaling, vuur het van die aangesig van God gekom. Wat beteken, dis 'n aanvaarding. Dit is 'n bekendmaking van sy heerlikheid. Dis 'n bekendmaking van sy teenwoordigheid wat hier plaasvind. Uit die aangesig van die Here kom hierdie vuur. En daar begin 'n ander vuur op 'n altaar te brand. En daai vuur staan daar in Levitikus 6. Mag nooit doodgaan nie. Levitikus 6 vers 13 dink ek. Daar staan daai vuur mag nooit doodgaan nie. En jy sal sien, altyd as die priesters gekom het by die oggend en die aandoffers en altyd daai vuur, hulle het nie nuwe vuur gemaak nie. Hulle het daai vuur gevat en oorgedra. Dit was goddelike vuur. Maar dan lees ons, verskoon tog is Levitikus 9, en dan lees ons in Levitikus 10 van 2 manne wat vuur aansteek, sommer uit hulle eie uit, en hulle wil vir die Here begin offer, en hulle bring vreemde vuur vir die Here. Nie vuur wat van God afgekom het nie, hulle bring hulle eie vuur, hulle eie poging. Daarom sê Galasiërs 3 vers 3, julle dwaase klomp Galasiërs, julle wat so in die gees begin het, nou wil julle in die vlees eindig. Nou wil julle met menslike poging hierdie ding probeer doen. Hy sê, dis alleen die vuur van God op die altaar van jou hart wat jou gesin gaan verander.
wat jou lewe gaan verander. Amen. Dis die vuur van God. Die vuur van God. Die intensiteit van die teenwoordigheid van die Here in ons lewe. Wat ons 'n intense liefde gee vir mekaar en vir 'n verlore wêreld. Intens. Paulus sê die liefde van Christus dring my. 2 Korintiërs 5 vers 14. Die Bybel sê ons moet mekaar vurig lief hê. Die Bybel sê ons moet vurig van gees wees. Die Bybel sê ons moet ywerig in goeie werke wees. Dit alles praat van binne ons persoonlikheid, maar dit praat van 'n gefokusde intensiteit onder die hand van God. Daar's iets bonatuurlik by ons. Onthou, vuur praat van iets wat onstuitbaar is, iets wild, iets goddeliks. Vuur in my gees. Vuur in my gees. Fire in my lewe. Oom Willie vertel my in die week, hy sê, jy kan die hardste stuk yster vat, en as jy die vuur warm genoeg maak, niks kan daai yster buig nie. Maar gaan vra maar enige ou wat gewerk het, 'n metaalsmid. Hulle buig daai yster, as daar genoeg hitte is. En die Here verander jou en my in die vuur. Die Here verander my en hy buig my na sy doelwitte toe. Dinge kom in my lewe na vore wat ek nooit gedink het ek kan bereik of kan wees nie. Want God buig my vir sy doeleindes. En hy vorm my vir sy doeleindes. Maar ek kan nooit gebuig word en gevorm word na God se plan as ek nie in die vuur kom nie. Ek moet in die vuur kom, ek moet sag word in die vuur. Ek moet gereinig word in die vuur. Wanneer daai vuur van God in jou lewe begin brand, dit is kosbaar. En ek wil profeteer vandag oor hierdie gemeente vandag en sê, die veldbrand begin. Die veldbrand begin. Brand al baie jare, maar daar kom 'n veldbrand uit hierdie kerk uit. Wat gaan brand. Ons moenie God beperk nie. Hoor mooi, ons moet ons menslike kop eenkant neersit en sê dat die Heilige Gees vuur uit hierdie gemeente brand. Luister, daar het gisterand paas dronk by die huis gekom. Daar het gisterand mans op hulle vrouens gekroek. Ek wil die ander woord sê, maar dis 'n lelike woord. Daar het gisterand mense aan selfmoord gedink. Daar het gisterand mense hulle geld vermors op dobbel en op drank en op allerlei snert wat hierdie wêreld aanbied. Maar ons het die antwoord om te sê, Jesus is die lewe en hy is die weg en hy is die waarheid en hy kan jou hele lewe verander. ‘n Kerk waar die Heilige Gees brand, het 'n ander atmosfeer. Daar's 'n warmte, daar's 'n gloed van God in ons. Maar o wee, as die vuur nie meer in my hart brand nie, al wat ek uitstraal is flouheid en louheid en 'n fitloosheid en 'n sleepvoeterigheid en 'n ongemaklikheid en ek sal altyd 'n ongemaklike en 'n knorrige mens. Maar waar die vuur van God is, word hierdie goed weggebrand. Die silwer word gelouter. Die goud word gesuiwer. Die vlamme van God brand. Die vlamme van God brand. En wil jy nie vanmôre sê, Here, lank genoeg het ek so fitloos en flou hierdie Christendom vir my aangepak nie. Maar vanmôre in hierdie Pinkstertyd, die Bybel beloof, Johannes het dit gesê, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Met vuur. Jy gaan nie buite jou persoonlikheid sommer optree. Daar is oomblikke. As Saul daar by die profete kom, begin hy te profeteer. Daar is oomblikke dat die Gees oor jou vaardig raak, dat jy buite jou persoonlikheid optree, maar 99% van die tyd is jy binne jou persoonlikheid. 'n Teken dat God se vuur in jou lewe is. Mense verander. Mense verander in jou teenwoordigheid. Mense verander. Hulle kom nader na Jesus toe. Ek het 'n vriend, hy was vasgevang in sonde gewees. Vuil, perverse sonde. En God arresteer sy gees. En hy sê, ek gaan nie meer met hierdie gemors wat die wêreld opdis vir my. Gaan ek met my lewe vermors nie. As ek by my vriend sit, is daar 'n gloed van heiligheid wat uit hom straal. Hy's nie 'n wettiese, beter as jy tipe persoon nie. Maar as jy net by hom is, dan weet jy,
Ek het met 'n rein man van God te maak. En ek weet waar hy was. As jy by my, as jy weet net, sy hele woordeskat, sy optrede, hoe hy sy vrou hanteer, hoe hy sy keuses maak, 'n reinheid wat die Heilige Gees bewerk het. Baie van julle stry so met goed wat jou terughou, wat jou vrymoedigheid van God af weghou. Dis tyd dat jy in die vuur van God kom staan. Dat die toue wegbrand. Dat dit wegbrand. Jy moet in die gesondmakende vuur van God kom staan met jou lewe. Baie van julle het sulke wonde opgetel oor die jare. Vrymoedigheid verloor, om staan in die vuur van God. Die Here wil jou heel maak. Die Here wil jou heel maak in sy vuur. Maar is mense vanmôre wat 'n aanraking van God gaan kry, wat generasies na jou gaan verander as Jesus vertoef om te kom, né? Wat alles in jou lewe gaan verander. Alles gaan verander in jou lewe. Dis mense vanmôre wat as hulle gaan aanraak, hulle gaan 4 aanrakings van God belewe. Wat hulle weeg op hulle pad na dit wat God hulle voor geroep het gaan doen. Of dit nou opheffingswerk of kinderwerk of gebedwerk of sendewerk is, maar ek ervaar so hier's opdragte wat God vir mense gee vanmôre in die vuur. En sê ek vuur jou aan. Hy sê vir Timoteus, blaas weer hierdie genadegawe wat God jou gegee het aan. Blaas dit aan, blaas dit aan. 1 Petrus 2 vers 9 sê ons is heilige priesterdom. Priesterdom beteken dan moet vuur op my altaar wees. Op die altaar van my hart moet die vuur knetter en brand. Ek moet kyk dat dit brandende by. Hy sê vir Timoteus, blaas dit aan. Moenie dat dit floukies begin brand nie. Luister. Myne het ook al floukies gebrand. Kan ek hande sien wie se nou al floukies gebrand het? Asseblief moet my nie nou alleen los nie. Ek gaan nie alleen uit nie vanmôre nie. Okay. Maar ek weet net een ding. As jy uit jou binnekamer stap of jy kom uit 'n diens soos hierdie uit in die Heilige Gees se vuur het op jou altaar geval. Belangrik. Maar luister, in die Bybel lees ons dat die vuur van God val nooit op 'n leë altaar nie. In 1 Konings 18 lees ons van Elia wat die Baalpriesters uitdaag en hy die bul daar neergesit. En julle weet mos, hulle wou die vuur van God afroep en daar was niks vuur gewees nie. Mense kan nie die vuur van God bewerk nie. Geen menslike poging kan die vuur van God bewerk nie. Maar Elia bid. Hy sê, o God van Abraham, Isak en Jakob. En die vuur val uit die hemel en verteer daai offer. Oral in die Bybel moet daar iets op die altaar wees vir die vuur om te val. Nou sê Romeine 12 vers 1 en 2, ek en jy moet ons liggame as heilige, welgevallige offers aan God gee. Ons moet onsself aan die Here gee, myself ten vol op die altaar sit. Een ding van die Heilige Gees, jy hoef nie volmaak te wees nie. Maar jy moet met jou hele hart kom. En dan moet 'n honger wees. Moenie vanmôre sê, maar ek is nie goed genoeg nie. Kom net met jou alles self opreg voor die Here en sê, Here, hier is ek. Ek is honger en dors vir die vuur in my lewe. Tye is ernstig. Mense gaan verlore. Julle weet, ek het al baie keer met Christene te maak gehad, as ek wegstap, as ek so aan die brand vir die Here. Ja, daai ou steek net iets in my uit, dit is net so, 'n vuur wat in jou gees opgaan. Maar ongelukkig was ek ook al by Christene, as ek by hulle wegloop, voel my hierdie ou nou so pas, 'n koue emmer water op my altaar uitgegooi. Watter tipe Christen gaan jy wees? Die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die vuur nie uit nie. Blus die vuur nie uit nie. Want ons kan die vuur uitblus. Maar mense moet verander en nader na Jesus toe kom, liewer vir hom raak. Hulle moet sien die mooi plan wat God met hulle lewe het. Ek spreek woorde wat deur vuur gelouter is. Alles in my lewe het deur die vuur gegaan. Ek het 'n vuur ontmoeting met die Heilige Gees gehad. Ek's 'n duisternisverdrywer. Want ek die vuurkolom van God wat in die Ou Testament daar bo die volk hang het, is nou binne my hart. Halleluja. Halleluja. Dis Pinkstertyd. Dis volwordtyd.
Dis vuurtyd. Die Heilige Gees wil by jou stil staan vanmôre. Halleluja.